Dames en heren, nou kom ons by die volgende geleentheid, aangeleentheid op die agenda, dit namelijk die geleentheidsspreker, professor Dr. Theuns Eloff. Kan ek versoek dat die visie-president vir Dr. Eloff na die verhoog vergesel, terwyl ek hom aan u voorstel. Theuns Eloff was in 1955 in Potchefstroom gebore en ontvang een baccalaureusgraad in die regte in 1974 en in theologie cum laude aan die Potchefstroom Universiteit vir CHO. Hy dien as studentenraadsvoorsitter vir 3 jaar en is president van die Afrikaanse Studentenbond. Hy was een mede-opsteller van die bekende Koinonia Deklarasie en een stigtingslid van die nie-rassige studente politieke organisasie Polstoe. Hy het ook, en dit het ons nie geweet tot onlangs toe nie, senter vir die rugbyspanne van sowel die Potchefstroom Universiteit as die West-Transvaal gespeel, wil jy dit glo. After completing 2 years of compulsory national service and finishing his master's degree in theology cum laude, he was ordained as Minister of Religion of a congregation at the University of Pretoria. U sien, hy het so in sy gang van sy loopbaan al stygende lyn van besoeke aan universiteite en is vanaand op Stellenbosch gebring. He served in this capacity for 6 years, during which he was involved with various theological and socio-political change organizations, and he also completed his doctorate in theology with a dissertation on government, justice, and race classification. In the wake of difficulties resulting from his inclusion in the delegation which in July 1987 met with representatives of the ANC in Dakar, he decided to leave the ministry in 1989 and join the Consultative Business Movement CBM. The CBM was a voluntary group of senior business leaders committed to facilitating and catalyzing an effective transition to a democratic South Africa. After being appointed as Executive Director of CBM in 1990, he helped plan and facilitate the National Peace Convention, which led to the signing of the National Peace Accord in September 1991. Difficult years of intense political negotiations taking place in South Africa. He headed the process and secretarial services in CODESA and headed the administration of the multi-party negotiating process after CODESA. He was co-editor of 2 books, Managing Change and Building a Winning Nation, Companies and the RDP, and wrote several articles on the role of civil society in conflict, facilitation and mediation. Until May 1994, he was Deputy Executive Director of the Transitional Executive Council, the TEC, and in September 1994, the Junior Chamber of South Africa honored Theuns Eloff as one of the 4 outstanding young South Africans for his contribution to the people of South Africa. In November 1995, he received the 10 Outstanding Young Persons of the World Award for 1995 from Junior Chamber International. The World Economic Forum acknowledged him as one of 100 global leaders for tomorrow in 1996. In Januarie 2002 is hy aangestel as visiekanselier van die Potchefstroom Universiteit vir Christelik Hoër Onderwys. En dit was in hierdie tydperk wat die amalgamasie van die PU vir CHO en die Universiteit van Noordwes onderhandel is en 2 jaar later voltooi is. Hy word dan ook in 2 jaar later in 2004 aangestel as die eerste visiekanselier van die nuutsgestigte Noordwes Universiteit. En hier vestig hy 'n nuwe bestuursfilosofie om toeganklike, regverdige, eerlike, deursigtige en motiverende omgewing te skep vir al die studente en al die dosente. Met klem op die gehalte en die bevordering en strategiese posisionering hoog op sy agenda. Dames en here, nadat hy in 2004 dan aangestel as eerste visiekanselier van die nuwe Noordwes Universiteit, na die samevoeging het hy hierdie
universiteit tot nuwe hoogtes gelei en vroeër verjaar na 2 termyne as fisiekanselier afgetree om hom nuwe weivelde toe te wy. Hy is ook vanweë sy besondere betrokkenheid by die Kodesa onderhandelinge in 1990 tot 94 uitermate geskik om vir ons te praat oor die onderwerp van vanaand se aanbieding, die stand van die land na die verkiesing. Wat nou? Ek stel Dr. Theuns Elof aan die woord. Baie dankie, voorsteur. Voordat ek formeel begin, wil ek daarmee sê, in die jare toe ek predikant was, het ek en Russell se paai al gekruis, 2 sulke jong, opgeskote predikante, en ons het toe al oor die land se toekoms gewonder en geworstel. En Beryl, baie geluk en baie sterkte en baie geluk ook met die PhD. Dames en here, ek is vanaand hier 'n bietjie uit my element uit, in die sin dat dit is 'n voorreg om hier te wees, maar ek weet dit was 'n bietjie kontroversieel. Ek verneem daar was 'n paar briewe in die burger oor die saak. Ek hoop nogtans dat ons dit 'n wederwysige verrykende ervaring sal kan maak. En ek kan nou vanaand hier formeel verklaar, hierdie toespraak is nie met die oog op die verkiesing van 'n rektor by julle nie. Ek het ook op versoek van die bestuur van die konvokasie gedink, ek wil 'n bietjie weier gaan as om net oor hoër onderwys te praat. Maar ek dink ook mense kan nie met lede van 'n konvokasie van die universiteit praat en nie oor hoër onderwys praat nie. En daarom wil ek wyd begin oor die sogenaamde stand van die land, die Afrikaans, my Afrikaans vir State of the Nation. Ek het dit so klein bietjie aangepas, want ek is gevra hier in Mei maand deur die bestuur, dink ek. En toe het ek gedink, ja, dit klink goed om iets te sê na die verkiesing, maar die verkiesing is nou al so ver verby. So ek het 'n bietjie aangepas en ek dink ek het vir Eva Venter aangehaal deur te sê die stand van ons wye en droewe land. En dan is daar 'n naskrif oor hoër onderwys. Ek wil begin met die goeie storie. Jy het vroeër vanjaar in die parlement oor die nuwe regering aangewys is van die president gehoor dat ons 'n goeie storie het, en ek dink hy's reg, daar is 'n goeie storie. Ek gaan redelik vinnig hieroor gaan, en ook oor die ander deel van die storie. Maar kom ons kom net op dieselfde bladsy. Ek dink dat die grondwet, die oppergesag van die reg, die artikel 9 instellings, is deel van die goeie storie. Ons het die mees suksesvolle politieke oorgang in die geskiedenis gehad, en daar was nog nie 'n land so ver nie. En ek is onlangs gevra om iets te skryf oor hoe ons dit reg gekry om sonder mediasie, sonder 'n mediator, hierdie skikking te bereik. En mense werk nog daaraan, maar dit is inderdaad, as mens kyk hoeveel konflikgebiede is daar deesdae, dan was dit inderdaad 'n wonderlike ding wat gebeur het, dat selfs sonder eksterne mediasie ons so suksesvolle politieke oorgang kon bewerkstellig. Ek dink dat versoening en beter menseverhoudinge was 'n vrug van die afgelope klompe jare, dat veral in die beginjare, die eerste 10, 12 jaar, daar baie goeie werk in infrastruktuurontwikkeling gedoen is, elektrisiteit, watervoorsiening, sanitasie, paaie, lughawens, veral na die wêreldbeker, of vir die wêreldbeker. Ek dink dat toegang tot onderwys het baie verbeter. Soveel so dat ons een van die hoogste deelnamekoerse vir basiese onderwys in die wêreld het, en 'n redelik groeiende deelnamekoers ook aan naskoolse onderwys. Ek dink veral in die laaste 5 jaar of so het die burgerlike samelewing 'n baie sterke rol begin speel, wat positief is, en daar het 'n swart middelklas ontwikkel. Selfs buite die staatsdiens. Mense sou verwag dat in die staatsdiens of deur die staatsdiens 'n sterk middelklas wil ontwikkel, maar daar het ook buite die staatsdiens 'n baie sterk middelklas ontwikkel. En dan was daar die afgelope 20 jaar oor die algemeen goeie beleidsstukke. Ek sê partykeer was ons beleidsstukke bietjie te goed vir ons omstandighede. Amper soos 'n Fiat of 'n Rolls-Royce in 'n Fiat omgewing. Verskoon aan enigiemand wat 'n Fiat bestuur. Die jongste goeie beleidstuk het professor Van Huisteen ook na verwys, en dit is die nasionale ontwikkelingsplan. En ek dink dat naas die grondwet of saam met die grondwet is die NOP waarskynlik die beste konsensus wat ons as nasie het. En dit gee daai basis. En dan 'n laaste, politieke stabiliteit was 'n kenmerk, en daar was ook wat ek nou maar noem demokrasie wat groei. Die feit dat soveel politieke partye en meer
nie net die verkiesings in Mei maand beveg het nie, maar ook hulle setels in die parlement, hulle plekke in die parlement ingeneem het. Al stem ons nou net weinig met almal van hulle saam nie. Ek dink dit alles is deel van die goeie storie. But as with life, there are also bad stories, and I'm talking about the bad stories, plural, of today. I believe that the independence of the judiciary and parliament are under pressure. Also the procedures in parliament, as you know, that we have not in all state departments, but the majority, incompetent and demotivated civil servants who cannot implement the good policies that we have, including the NDP. If you ask and you look at and you read the NDP and you see how many ambitious projects had been envisaged, and you ask how many of them are on the ground, it's a minimal. Lack of morality and blatant corruption. We always had corruption. We will always have corruption. What we now have is blatant corruption. Unemployment and poverty have not come down. That's a major problem. We have a stagnant economy and a glaring fiscal cliff, some say. I do know, and I've been told by friends, that the new Minister of Finance is painfully aware of this and that he has decided and taken steps to make sure that we steer away from this fiscal cliff. Fiscal cliff basically means that we will run out of money. But that's not the plan of the government, but we are veering dangerously close to that cliff. We have, to some extent, runaway state spending. It's being curbed as we speak, but I spoke to a Director General yesterday when I flew here, and he said that they're very worried about the wage negotiations with the civil service unions. They want 15%, otherwise they'll have widespread strikes. And this will all happen before the end of December, not that we need any more bad news this time of the year. And then, although I understand the rationale of a state to pay social allowances, too large a portion of our budget, this agreement goes to that. And it is, with all the good benefits it has, also a culture of dependence. Privaat eiendomsreg is op talle maniere in die spervuur. Partykeer indirek, partykeer meer direk. Grondhervorming problematies, nog nie uitgesorteer nie. Rassetransformasie van die regering en swart ekonomiese bemagtiging wat in sigself 'n goeie ding is, maar waar die doelpale nou weer onlangs geskuif is. Sodat waar maatskappye hard gewerk om sekere doelwitte te bereik, ewe skielik omtrent die helfte en meer as die helfte van hulle heeltemal teruggesit word. Gebrek van onderhoud van omtrent alles, veral op plaaslike vlak. Onderwys het ons goeie toegang, het ek gesê, maar min of geen kwaliteit op skool en selfs by 'n klomp universiteite. Die openbare gesondheidsstelsel is aan flarde. En dan daardie wonderlike infrastruktuur wat in die eerste 20 jaar, eerste 15 jaar gebou is, tot stand gebring is, op plaaslik en nasionale vlak, min daarvan word niet gedoen, en bykans geen onderhoud nie. En ek dink ons almal het onlangs maar die afgelope week weer gehoor van Eskom. Probleem met Eskom is geen onderhoud nie van meer as 20 jaar gelede af, maar vir al die laaste 20 jaar. En dit is die vrugte wat ons nou pluk. Oor veiligheid en sekuriteit, het jy self gehoor vanaand, dit bly 'n probleem, sommige misdade gaan op, bietjie gaan af, maar oor die algemeen te hoog. En dan 'n aanhaling van 'n sekere adjunkminister, wie se naam ek nie sal noem nie, wat in 'n openbare geleentheid gesê het, dit gaan baie goed met die ekonomie, hulle is baie opgewonde. Toe iemand van vra, watter land lewe jy, het hy gesê, nee, julle verstaan nie mooi nie, ons is nou begaan oor toegang en deelname, en dit het ons. Ons sal later aan kwaliteit aandag gee. En dis 'n saak, dames en here, wat vir my ernstig bekommer. Ek het altyd by Noordwes Universiteit ook gesê dat kwaliteit is soos maagdelikheid. As jy dit eers verloor het, is dit bitter moeilik om dit terug te kry. Nou goed, waar en hoe dinge verkeerd gegaan. Ek kan vir u ook 'n skyfie wys wat wys dat die regering se prioriteite in die nasionale ontwikkelingsplan en daarbuiten presies hierdie sake is. Dis nie dat die regering ander prioriteite het op papier nie. Hoe het dit verkeerd geloop? Amper soos ouers wat vir hulle kind sê, my kind, nou waar het ons verkeerd gegaan met jou? As ek probeer objektief wees, dan lyk dit vir my daar's 'n paar sake. Die eerste is, ek dink die druk om te presteer was ontsaglik groot en is steeds groot op die regering. Ongelukkig het die goeie idealisme van die vroeë jare het gewyk.
Die mense wat hard gewerk het, of hulle ministers was, of staatsamptenare, wat regtig dinge wou verander, is nou buite die staatsdiens. Die staatsdiens hou moeilik goeie mense. Regte prioriteit in die NOP is daar, maar tog, ek dink dat die heel grootste strategiese fout wat die ANC gemaak het, was sogenaamde kaderontplooiing. Dat hulle in Thabo Mbeki se tyd begin het om te sê, ons moet sorg vir die mense wat goeie ANC-lede was en vir hulle werk gee. Van die MK-kaders tot by ons wat optogte gehou het. En met al die goeie wat dit kon gedoen het het eintlik maar gesorg dat mense wat nie in die staatsdiens behoort te wees nie, in die staatsdiens op alle vlakke geëindig het. En al is dit, en dit moet ons die ANC ter ere nagee, hulle die beleid verander, daar is nie meer so iets as kaderontplooiing nie, in elk geval nie openlik nie. Maar hoe kry mense iemand uit 'n pos uit? Daai persoon moet omtrent moord pleeg vandag, om by die pos uit te kom, en selfs dan is dit nie seker nie. En daarom sit ons in die staatsdiens, dames en here, met 'n klomp mense wat volgens alle aanduidings nie daar behoort te wees nie. Daarmee saam met daar 'n mate van gierigheid ingetree, gebrek aan moraliteit, maar ook 'n gebrek aan common sense. En hierdie gebrek aan common sense wat ons deesdae sien, herinner my baie aan die gebrek aan common sense in apartheid. Daar was mense wat so ideologies verblind was, dat hulle nie besef het hoe stupid hulle was nie, en hoe stupid apartheid was nie. As ons vandag terugkyk, dan vra ons kinders vir ons, hoe kon julle so dom gewees het? Iets daarvan sien ons vandag ook in die staatsdiens, en in sekere dele van die bevolking. As 'n sterk kultuur van entitlement, toeëiening. En dis nie net jong mense wat nie wil hard werk nie, soos wat onlangs gesê is, jong mense moenie hulle eie mislukkings op apartheid blameer nie. Dis ook groot mense, dis ook volwassenes wat sê, ek wil gou ryk word. Ek wil dadelik die hoekkantore en 'n BMW ry, of 'n Mercedes. Daar is iets van 'n syndroom van, dis nou my beurt. Dit was jou beurt, en dis nou my beurt. Die laaste twee sou ons miskien oor kan verskil. Ek meen dat die ideologiese denkrigting, en ek noem dit 'n ideologiese denkrigting, maar dit is nie 'n beleid nie, van eensydige rastransformasie, demografiese verteenwoordiging, is die ander groot strategiese flater wat gemaak is. En ek weet baie mense verskil van my. Maar dit gaan basies op die einde, as jy demografiese verteenwoordiging aanvaar as 'n beginsel, dan skryf jy minderhede af. Dan loop jy onverwendbaar na die tirannie van die meerderheid. 'n Ander stem wat hieroor praat, Dawie Rood, praat baie keer dat in ekonomiese terme die regering eintlik lei aan ideologiese skizofrenie. Dat sekere beleidsrigtings loop vrye mark se kant toe en ander beleidsrigtings loop sosialisme se kant toe. Dit op sigself is nie 'n probleem nie, want ek dink daar's waarheid in beide daardie stelsels. Ek dink naakte kapitalisme is inderwaarheid bankrot en is in 'n groot moeilikheid oral oor die wêreld. Maar dan moet ons duidelike beleidsrigtinge hê en dit ook duidelik toepas. So dit is waar ek meen dinge verkeerd gegaan het. Wat is die gevolge hiervan? Die eerste groot gevolg is polarisasie tussen groepe, links en regs, en ek kan ook hier skryf Julius en Steve. Dis vir my ontstellend, dames en here, dat nie net van die sogenaamde linkerkant nie, maar ook van die regterkant sulke stommiteite kwytgeraak word. En dis iets wat ons as 'n land, as 'n nasie, nie vandag kan bekostig nie, om hierdie polarisasie weer op te rap asof ons voor 94 staan. Tweedens is daar, vind ek, en ek praat met baie mense soos u ook, amper 'n moedeloosheid en 'n magteloosheid om iets te verander. Selfs ANC-lede sê ons kan niks doen nie, ons word gemarginaliseer. Ons weet nie wat gebeur met die party waarna ons behoort nie. As mense wat emigreer, nie meer so baie fisies nie, want dit is maar moeilik oor see om in Engeland koud te kry en om in Australië deur die vlee opgevreet te word. Maar baie mense emigreer emosioneel. Dit is net so gevaarlik. Sny net af en sê ek bou 'n groot muur, ek bly in my sekuriteitsoord en ek wil niks weet nie. Daar's ook daar's 'n ontgoocheling by die middelklas oor die ANC. Moletsi Mbeki is op rekord dat hy sê in die volgende klompe jare en waarskynlik oor die eerste plaaslike verkiesing gaan die ANC of Pretoria, Tshwane of Johannesburg of Port Elizabeth verloor. En dis die middelklas. In 'n sekere sin mense die ANC ook daarvoor krediet gee. Hy is hier 'n slagoffer van sy sukses, want hy het gehelp om 'n middelklas te skep. En daai middelklas draai nou teen hom.
want hulle sien dat daar nie goed regeer word nie. Maar daar is ook groeiende spanningslyne binne die ANC. 'n Mens hoef nie 'n profeet te wees om dit te weet nie. Dat Jacob Zuma hou die groep naaste by mekaar so ver, maar dat is mens bietjie onder die oppervlak vra en kyk, dan is daar ernstige spanningslyne. Die tweede laaste wat ons sien is amper daaglikse betogings oor dienslewering. Daar word amper nie eers meer oor gerapporteer en jy hoor dit net op verkeersnuus. Dan Gauteng. Dis waar jy hoor daar's 'n betoging, want jy kan nie meer daai pad ry nie, hulle het die pad toegemaak. Die nuus hoor jy dit nie, die koerante hoor dit nie, dit gebeur te vinnig te gereeld. En dan het ons 'n neiging van die privatisering van omtrent alles. Nou ek het 'n gekwalifiseerde siening oor privatisering. Ek dink ons het al almal sekuriteit geprivatiseer. Ons is op pad om gesondheid te privatiseer. Almal wat hier sit waarskynlik. Ek dink nie dis noodwendig altyd goed nie. Ek dink privatisering van onderwys moet alleen laaste uitweg wees, maar dit is 'n tendens wat ons sien. Nou dames en here, voorsteur, ons weet eintlik dit almal alles. Ek dink nie ek het vanaand iets gesê wat u nie weet nie. U mag dalk nie met al saamstem nie, u mag dalk die goeie lysie bietjie langer gemaak het en die slegte lysie bietjie korter, maar die vraag is hoe hanteer ons dit? Ons word almal hiermee gekonfronteer. Dalk is die Weskaap 'n bietjie gelukkiger, dalk het julle minder van die probleme hier, julle het 'n ander party in die regering, dalk is dit, ek weet nie. Al wat ek weet is, elkeen word gekonfronteer as jy 'n koerant oopmaak of jy sit die televisie aan. En die vraag wat ek wil antwoord is, dis hoe word jy nie moedeloos nie? Hoe word jy nie ontgoocheld nie? Hoe word jy nie bloot polities korrek nie? Hoe beoefen jy nie volstryspolitiek nie of ekstremisties en maak allerhande gek uitsprake nie? Ek wil iets voorstel. En ek praat van perspektief. Nou wat is perspektief? Dan wil ek vir julle vra, hy is nie so baie duidelik nie, maar is daai vrou oud of is sy jonk? As jy sien, die ding werk nou nie. Daar is 'n neus van die ou vrou, in die oë, in die mond. Nou knip nou die oë, maak die oë toe vir 'n oomblik. En dan kyk jy, dan sien jy daar is 'n veer in die hoed. Daar's die profiel van 'n meisie met wimpers en hier's haar kakebeen. En daar's haar oor en sy het 'n pragtige sluier aan. Sy's oud en jonk. Wat een verkies ons? Dan ons verkies 'n jong vrou. Maar die punt is dieselfde prentjie. Is 'n glas half vol of is hy half leeg? Ek wil sê die vrou moet jonk wees en verkieslik mooi en die glas moet half vol wees. Punt wat ek maak is ons as Suid-Afrikaners kan na dieselfde stel feite kyk en ons kan kies om 'n half leeg glas te sien of 'n half vol glas. Ek vra dus of ek sê dis, ek stel voor, as jy met hierdie probleme, hierdie slegte en goeie stories moet worstel elke dag, kyk dieper, sien inderdaad soos hier die groter prentjie raak. En ek het twee perspektiewe. Die een is die perspektief van balans. Ons is geneig, en ek verstaan die media, moet in extreme partykeer rapporteer, maar ons is geneig om te sê, dis links, dis regs. Maar daar is net links en regs omdat daar 'n middel is. En die middel is nie neutraal nie. Die middel het gewoonlik elemente van links en regs. Miskien moet ons eerder van pole praat. Punt is, ek meen dat as mens elke kwessie toets met 'n perspektief van balans, gaan mens dalk by 'n meer konstruktiewe en 'n minder moedeloos makende perspektief uitkom. Daar is waarheidselemente aan elke kant. Daar's 'n waarheidselement hoekom daar sosiale toelaag moet wees. Maar daar is ook 'n waarheidselement dat afhanklikheid van daai sosiale toelaag kan nie goed wees vir daardie mense wat dit kry en vir die res wat daarvoor moet betaal nie. Ek het 5 sulke gebalanseerde perspektief kwessies vir die aangehaal hier. Die eerste is bekende een, soos daar deur as land, waarheid en versoening. Nie net die een nie, ook die ander. Jy ken dit goed. 'n tweede is, baie van ons debatte gaan oor, is jy eers 'n Suid-Afrikaner, is jy Afrikaner, is jy Khoza, is jy wat? Dis nie iets waaroor ons moet of mag kies nie. Dis eenheid en verskeidenheid. Die een en die ander.
En mens kan dit toepas op 'n universiteit, die van die wat in die akademie is, moet dit toepas op my fakulteit of my departement. Want dit kan nie net my departement wees wat belangrik is nie, dit is ook die universiteit wat belangrik is. Eenheid en verskeidenheid. Van Wyk Lou het gepraat van kritiese solidariteit. Ek het die koppelteken net weggevat en gesê, ons moet kritiek kan uitspreek. Maar ons moet ook solidariteit met ons land hê. Anders gaan ons te gronde. Anders sit ons in klaag of skree. Of ons word polities korrek en ons is net solidair. Een wat miskien nader aan die universiteit se bestaan is kwaliteit en ek voeg by ware transformasie. Nie bloot maar rasse transformasie. Ek wonder partykeer, dames en here, is transformasie ook van toepassing op Amerikaanse universiteit? Is transformasie van toepassing op 'n Chinese universiteit? Die antwoord moet tog ja wees. Dit is tog 'n universele saak. Ons kan nie stagneer nie. En ek wil altyd sê die dinge wat vir Amerikaanse universiteit of vir Chinese universiteit of vir ander Afrikaanse universiteite belangrik is, moet ook vir ons belangrik wees. Kan nie net rasse transformasie wees nie. En dit kan nie kwaliteit uitsluit nie. Onthou kwaliteit kan maklik verlore raak. Dan is dit bitter moeilik om dit terug te kry. En laaste een, volledig van toepassing op die universiteitssektor. Daar is almekaar 'n geveg tussen die minister en die universiteite oor watter een is nou belangriker, universiteitsautonomie of openbare aanspreeklikheid. En die antwoord is albei. In elke situasie moet jy beoordeel waar lê die klem nou. Wat ek hiermee probeer sê, is ek meen dat as ons hierdie perspektief van balans kan gebruik, as jy jouself in die ander party se skoene stel, sien jy partykeer 'n deel van die waarheid raak wat jy nie voorheen raak gesien het nie. En dit met een help jy ook om nie moedeloos te word en te emigreer in jou gees nie. There's a second perspective, and that I call the perspective of time. Some of us may be downhearted at this stage. Some of us, most of us, many of us are very worried. Many people in the country are worried. But how long are 5 or 10 years really in the life of a country? We have about 5 years left, a little bit less, before next election, before a new president. Actually, a new president may be elected by the ANC sooner than that. I believe that the perspective of time will give us all the perspective to not become downhearted. We must survive this administration. The Afrikaans word oorleef is more active than survive. Survive, I feel, I sense, is almost passive. Oorleef, deurleef, means living through these times in such a way that we are ready as a nation for the next successful phase. We shouldn't just passively endure it. And then time will also consolidate our sense of humor. I believe it's one of the great binding factors that we have as a nation. Anything, take Julius, take Eto'o, take Eskom. Within hours of anything happening, the tweets go. And it goes beyond racial barriers, beyond ethnic barriers. We all laugh at ourselves sometimes. I believe time will also make us laugh. As time now makes us laugh for what we did in apartheid. Someone said, this too shall pass. I'm giving you that perspective. Don't be too worried. It's a short space of time in a country's history. Amper klaar. Hoër onderwys. Ek meen dat hoër onderwys in ons land in 'n baie beter posisie is as basiese onderwys. Die mees optimistiese veronderstellings sê dat 75% van al ons skole is disfunksioneel. Ek meen dat uit die 25 universiteite, en dit sluit die 2 nuus in, meer as die helfte nog as goed en funksionerend beskryf kan word. Selfs dalk meer. Hulle lewer relatief goeie gradiande aan die land en die wêreld. Ek dink die groot uitdaging wat ons alle universiteite in die gesig staar, is swakker materiaal van die skole af. En dit word nie beter nie, en dit gaan ook nie beter word in die volgende 10 jaar nie.
'n nuwe beleid wat in outcomes-based education, uitkomsgerigte onderwys se plek gekom het, gaan baie lank vat om deur te werk. Nou lyk die universiteit in Suid-Afrika, jy het nou vanaand gehoor en gesien hoe goed staan Stellenbosch. Maar daar's 'n groot debat oor internasionale ranglyste en die hele konsep volgens baie akademici is misleidend en onvegbaar. CHET, die Centre for Higher Education Transformation, het wat my betref vir die Suid-Afrikaanse mark in 2012 iets gepubliseer oor die 2008 tot 10 uitsette van universiteite, waar onderrig en navorsing in ag geneem word. En so wat jy kan sien is, die U is daar een van die top 3. Nou moet ek net, voordat jy daar kyk, moet jy net eers hier luister. Hulle het 3 faktore in ag geneem, CHET. In die eerste praat hulle van academic staff input. Academic staff input beteken wat is die verhouding tussen personeel en studente en wat is die kwalifikasies van daardie personeel. Die tweede kategorie is sogenaamde undergraduate to masters output. Dis die tipiese sukseskoers waarvan professor Van Huisteen gepraat het. Dis slaagsyfers, dis deursetsyfers, dis daardie kategorieë. En dan high level knowledge output sal artikels, patente en PhD's en navorsingsmeesters wees. En het agtergekom dat as hulle hierdie uit 'n punt van 4, jy sal sien daar is die 4 is die buitenste sirkel, dan het 'n groep blou universiteite daar van dink op my kyk, UCT tot by UWK het in die top 8 geëindig. Hulle het 'n gemiddeld van 3.6 uit 4 gehad vir academic staff input, 3.5 uit 4 vir undergraduate to masters en 3.2 vir high level knowledge output. Die tweede groep was die oranje groep en die derde groep was die groen groep. Dit wys vir ons dus dat daar ten minste 8 en mens sou wel 'n hele klompie van die sogenaamde oranje universiteite daarby kon voeg dat daar nog goeie uitsette gebeur. En natuurlik hierdie is net tot 2010 en dit is 'n hele klompie jare later al. Dis ongelukkig een van die probleme in hoër onderwys, dis maar stadig om die statistieke van die hele land te kry. Hoekom? Omdat dit lank vat vir die departement van hoër onderwys om dit te publiseer. Maar UCT, Rhodes, IS, NWI, IP, KZN, WITS en IWK lê in daardie volgorde daar en iets vanaand gesien hoekom die IS daar is. Ek vermoed professor Van Huisteen dat daar die navorsingsbeen het 'n bietjie gegroei sedert 2010 soos wat hy gewys het. Die punt wat ek hiermee maak is nou nie om ons almal te laat goed voel nie. Is vir my lekker dat die NWI ook daarom daar is, moet ek sê. Maar die punt is daar is nog goeie universiteite in ons land en dit is nie wat ons van ons skole kan sê persentasie gewys nie. En die vraag is wat gebeur vorentoe. Nou daar's aanduidings dat die regering groter sentralisering wil bewerk. Nou enerzijds moet ek vir julle sê ek verstaan dit. Daar's universiteite wat skokkend bestuur word en skokkende oorsig deur hulle rade laat pleeg, of moet ek sê gebrek aan oorsig. Daar's universiteite wat perpetueel almekaar in die moeilikheid is, finansiëel en andersins. Maar anderzijds meen ek dis baie gevaarlik om op die manier in te gryp as wat die regering wil doen, want autonomie van universiteite, al is dit gebalanseer met openbare aanspreeklikheid, dit moet wees, en akademiese vryheid, is fundamentele boustene van die demokrasie. As mens daaraan torring, dan oor tyd torring jy aan die fundamente van die demokrasie. Universiteite is as openbare instellings ook aanspreeklik, maar wat die regering op die oomblik doen, is om dit basies te verwar met verslagdoening deur 'n staatsdepartement aan die regering van die dag. Die soort verslagdoening waaraan universiteite nou onderworpe is, sal maak dat fisiekanseliers en rektore omtrent die hele tyd tussen kwartale moet skryf aan verslae oor waar trek ons nou. Nou ek wil vir julle sê, wat by die universiteit werk, wat sê mense aan die einde van Maart? Oor waar trek ons met die jaar? Klasse het begin, ons het soveel studente gehad, en 'n rektor gaan dus nie baie meer word as 'n DG nie. Daar's druk vir groter toegang in die naam van rassetransformasie. Ek sê groter diversiteit is goed, maar kwaliteit kan nie in die slag bly nie. En die vraag of studente regtig tuis voel by universiteite bly. Ten slotte minder fondse van staatskant af. Ons kon sien dit vanaand ook met Stellenbosch gebeur, dat oor tyd reëel is daar minder fondse
van staatkant af, en daarom moet universiteite al hoe meer vir hulle self sorg, soos baie universiteite oorsee. In conclusion, 2 last slides. I believe if we look at our nation, then South Africa's today is not as bad as we feared, and not as good as we hoped. Robert Schreier, political scientist at UCT, speaks of, we've been muddling through. I don't see us changing that soon, unfortunately. Another political expert asked, in such a situation, can the center hold? Are there enough people in the middle to keep things together? I think yes. I think we have enough South Africans, that most South Africans share the same worries about the future. Of jy nou in Mosselbaai bly, of in Idas Vallei, of in Kayamandi, jy bekommer jou oor veiligheid, jy bekommer jou oor jou kinders se toekoms, oor hulle onderwys, oor gesondheid ensovoorts. One can actually say we do have a shared vision, captured in the Constitution and the NDP. We just differ about how to achieve it. And I believe this commonality makes South Africa Incorporated viable, even if we're going through a torrid time at the moment. We on the proverbial ground, you, me, ensure that this country, I believe, does have a future. En dus, bou perspektief. Sien 'n jong vrou raak. Stel jouself in die skoene van mede-Suid-Afrikaners. Die glas is half vol. Is nie half leeg nie. Maar bestuur jou en ander se verwagtinge. Weet ook, al word wie ook al president, 'n nuwe president, anders as met 'n van wat met Z begin, gaan dit daardie man jare vat om die kultuur wat gestel is om te draai. Bestuur daai verwagting. Moenie dink in 2020 gaan alles net reg wees nie. Dis 'n lang tyd. Hou hoop en moed. Lag baie. Stuur maar die e-pos en die SMS'e aan. Wees krities en solidêr. Gebruik die grondwet as dit nodig is. Dit is ons baken. My siening is as mense hier wil bly. En almal wat ek dink vanaand hier is het besluit om hier te bly, anders was ons dalk nie hier nie. En jy is oortuig van jou roeping in ons land. Jy het nie 'n keuse nie. As jy omdraai nie. So ek antwoord die vraag, die stand van ons wy en droewe land na 20 jaar, is ek realisties, optimisties. Ek hoop jy deel dit met my, baie dankie.